Goeiemôre. Vir dies wat ek nou nog nie persoonlik gegroet het vanoggend nie. Dit is baie lekker om elkeen van julle hier te sien. Ek gaan julle vra om weer julle oë toe te maak dat ek net saam met gebed kan doen saam met my. Ons Vader, ek vra dat U my sal wegvat, dat U tot elkeen sy hart sal spreek en dat elkeen van ons vanoggend 'n ontmoeting met U kan hê. Amen. So, soos julle kan sien hier agter my tema wat ek vandag oor praat is jou enigste keuse. Ek het van mening geraak hierdie week dat die lewe is net opeenvolgende keuses. Dis 'n string opeenvolgende keuses en daar's elke keer net twee keuses. Reg en verkeerd. En soos Roan vanoggend gepraat het oor sosiale media, miskien gaan jy sê, gaan ek nou TikTok kyk of gaan ek nou Instagram kyk? Is dit die twee keuses, hoe kan dit reg en verkeerd wees? Nee, die keuse is daar, gaan ek my tyd reg spandeer of gaan ek dit verkeerd spandeer? Maar kom ons gaan deur die preek en wat ek wil op fokus vanoggend is nou wil hy nie. Kom ons doen net hier aan en af. Okay. Ons fokus vanoggend op Matteus 27 verse 21 tot 24 en julle kan saam met my lees. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle: Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord: Barabbas. Pilatus sê vir hulle: Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom: Laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê: Maar wat 'n kwaad het hy dan gedoen? En hulle skreeu nog harder: Laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. Dink dit is die weergawe van maak net soos julle lus het. Nou, daar's 'n skilder, 'n Hongaarse skilder, Mihály Munkácsy. Hy was 'n Hongaarse skilder, soos ek net gesê het, hy het geleef 1844 tot 1900. En hy was beroemd vir sy groot emosioneel belaaide Bybelse skilderye en van sy bekendste werke is die Christus trilogie en dit bestaan natuurlik uit 3 werke, dis wat die trilogie seker vir ons sê. Die eerste een van dit was Christus voor Pilatus, dit is die een wat julle nou na kyk, geskilder in 1881, dan Ecce Homo 1896 en Golgotha in 1884. Nou W.N. Taylor het 'n preekagtige besinning oor Munkácsy se Christus voor Pilatus beskryf. En hy beskryf die toneel as volg: Die toneel speel af op die plaveisel in die oop hof voor die goewerneur se paleis, wat in Hebreëus Gabbatha genoem is. Aan die een kant van die hof op 'n verhoogde bank en geklee in 'n wit toga sit Pilatus. Aan weerskante van hom is Jode, elkeen met 'n duidelike en spesiale individualiteit. Die twee aan sy linkerkant staar met 'n intense gretigheid na Christus. Hulle is klaarblyklik verward en weet nie wat om te maak van die geheimsinnige gevangene nie. Aan sy regterkant, dis nou Pilatus se regterkant, op een van die sitplekke en met sy rug teen die muur, staan 'n skrifgeleerde wie se gesig uiterste minagting uitdruk. En net voor die hoogmoedige man is daar fariseërs, waarvan een op sy voete is en hartstogtelik aandring dat Jesus ter dood gebring moet word. Vermoedelik op grond daarvan, dat as Pilatus hom sou laat gaan, hy sou wys dat hy nie 'n vriend van Caesar is nie. Voor hulle staan 'n woekeraar, vet en selftevrede, wat duidelik groot troos put uit die wete, dat hoe die saak ook al afgehandel word, sy gevulde geldsakke onaangeraak sal bly.
Verder aan staan Christus in 'n naatlose wit kleed en met sy polse stewig gebind agter hom. In 'n plek gehou deur die spies horisontaal voor hom gehou, is 'n bondgroep toeskouers nie anders as die wat ons enige dag in ons eie strafhowe sal sien nie. Een van hulle, meer woedend as die res, beduie heftig en roep, soos ons uit sy hele houding kan aflei, kruisig hom. Kruisig hom. En 'n ander, effens links van die verlosser, maar in sy tweede ry agter hom, leun vorentoe met 'n spottende blik en lyk amper of hy die heilige een wil spoeg. Daar's net een werklik deernisvolle gesig in die skare. En dit is die gesig van 'n vrou met 'n baba in haar arms, wat baie gepas die sagte dogters van Jerusalem verteenwoordig, wat Jesus met trane na Golgotha gevolg het. Dan oor die koppe van die toeskouers heen en uit die boonste deel van die ingang na die hof, sien ons 'n blik op die stil lig van die oggend, wat rus op die mure en torings van die aanliggende geboue. Al hierdie figure is so duidelik uitgebeeld dat jy voel jy kan hulle weer herken as jy hulle elders sou sien. En 'n vreemde gevoel van werklikheid kom oor jou wanneer jy na hulle kyk, sodat jy vergeet dat hulle net geskilder is en dink dat jy na lewende mense kyk. Maar soos jy 'n rukkie sit en kyk, verloor jy geleidelik uit alle bewustheid van die teenwoordigheid van die gewone toeskouers en vind jy jou aandag volledig gefestig op die twee wit geklede figure, asof hulle die enigste persone voor jou is. Die houding van Christus is bewonderingswaardig. Dit is rus vermeng met waardigheid, selfbeheersing wat oorgaan in majesteit. Daar is geen onrus of verwarring nie, geen vrees of twyfel nie, maar in plaas daarvan die rustige edelheid wat hom pas laat sê het, "U sou geen mag teen my hê as dit nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan die oorlewer groter sonde." Johannes 19 vers 11. Net die gesig stel te leer, die oë wat so stewig na Pilatus kyk asof hulle hom deurboor, lyk vir my koud, skerp en veroordelend. Eerder as die vol medelee en hartseer. Hulle het nie daardie diep put van teerheid in hulle waaruit die trane gekom het wat hy oor Jerusalem gehuil het nie. En wat ons verwag om hulle te sien wanneer hy kyk na die hopelose stryd van die siel wat nie sy hulp aanvaar nie. Die Pilatus is byna foutloos. Hier is 'n groot, sterk man, die verteenwoordiger van die magtigste ryk wat die wêreld ooit gesien het, met 'n kop wat intellektuele krag aandui en 'n gesig veral in die onderste gedeelte wat sensuele toegeeflikheid voorstel. Daar's gewoonlik geen tekort aan fermheid in hom nie, soos ons kan sien aan die algemene stel van sy gelaatstrekke. Maar nou is daar in sy gesig 'n wonderlike mengsel van vernedering en besluiteloosheid. Hy kan nie sy oë ophef om Christus se blik te ontmoet nie. En terwyl een van sy hande senuweeagtig in sy gewaad klou, kyk hy hartseer na die ander, wie se vingers, selfs soos ons daarna kyk, amper lyk asof hulle ruk van besluitelose verwarring. Hy besin duidelik vir homself oor die vraag wat hy 'n paar oomblikke tevore aan die menigte gestel het. Wat sal ek doen met Jesus wat Christus genoem word? Hy is geïrriteerd dat die saak hoegenaamd na hom gebring is. En soos hy voel hoe hy teen sy beter oordeel indryf na toegewings aan die geskreeu van die skare, val hy geweldig in sy eie agting en begin homself verag. Hy sou op daardie oomblik baie gee om ontslae te raak van die verantwoordelikheid om oor Christus te oordeel. Maar hy kan dit nie ontduik nie. En so sit hy daar, drywend na wat hy weet 'n verkeerde besluit is. Die vleesgeworde gevoel van wat sy eie nasionale digter beskryf het toe hy gesê het, ek sien en ek keer die beter weg goed, maar ek volg die slegter. In The Review and Herald van 30 Januarie 1900 skryf Suster White die volgende:
Die toneel in die geregsaal in Jerusalem is 'n simbool van wat in die laaste tonele van hierdie aarde se geskiedenis sal plaasvind. Die wêreld sal of Christus, die waarheid, aanvaar, of hulle sal Satan aanvaar. Die eerste groot rebel, 'n rower, afvallige en moordenaar. Hulle sal of die boodskap van barmhartigheid met betrekking tot die gebooie van God en die geloof van Jesus verwerp, of hulle sal die waarheid aanvaar soos dit in Jesus is. As hulle Satan en sy leuns aanvaar, identifiseer hulle self met die hoof van alle leenaars en met almal wat ontrou is, terwyl hulle afkeer van niemand minder nie as die seun van die oneindige God bekend maak. So hier's drama in die hof. Jesus, die seun van God, staan in Pontius Pilatus se verhoorsaal. Hier is die Skepper op verhoor voor die skepsels. Hierdie was nie net 'n saak van die wet nie, dit was ook 'n morele krisis. Julle sien, die Jode wou Jesus dood hê, maar hulle moes dit deur 'n Romeinse hof doen. En om die doodstraf te kon vra, moes hulle 'n misdaad teen die Romeinse ryk bewys. Daar was nog 'n gevangene daardie dag, Barabbas. Hy was 'n moordenaar en 'n misdadiger teen die Romeinse ryk. Nou, ons moet 'n bietjie kyk wat Barabbas beteken, want daar's baie in die naam. Bar beteken seun van. Abba beteken vader. Maar ons kry byvoorbeeld Simon bar Jona, dit beteken Simon seun van Jona, of Bartolomeus seun van Ptolomeu. Abba beteken vader, so Barabbas beteken seun van die vader. Nou 'n ander interessante feit is dat baie vroeër manuskripte sê dat Barabbas se voornaam was Jesus. So ons het Jesus, seun van die Vader, en Jesus, seun van die Vader. En dis waarvoor die keuses gemaak moet word. As Pilatus sê Barabbas, dis hoekom hy sê Jesus wat hulle ook Christus noem, sodat hulle weet van watter Jesus hy praat. So, Ellen White skryf in die Koning van die Eeue, bladsy 733, die Engelse weergawe van Koning van die Eeue. Hierdie man het beweer, hierdie man is nou Barabbas, het beweer dat hy die Messias is. Hy het beweer dat hy gesag het om 'n ander orde van dinge tot stand te bring, om die wêreld reg te stel. Onder sataniese misleiding het hy beweer dat hy alles wat hy deur diefstal en roof kon verkry aan hom behoort. Hy het wonderlike dinge gedoen deur sataniese magte en het 'n aanhang onder die mense verkry. En hy het oproer teen die Romeinse regering aangeblaas. Ek wil net hier stop om te sê, hy het amper meer by die beeld van die Christus gepas wat daai tyd die mense verwag het, as wat Jesus self was. En onder die dekmantel van godsdienstige ywer was hy 'n geharde en 'n desperate misdadiger, vasbeslote op rebellie en wreedheid. Deur die volk 'n keuse te gee tussen hierdie man en die onskuldige verlosser, het Pilatus gedink dat hy hulle gevoel vir regverdigheid sou aanwakker. Hy het gehoop om hulle simpatie vir Jesus, wat hulle Christus noem, te wen, in teenstelling met die priesters en die owerstes. So, Pilatus gee vir hulle 'n keuse, Jesus, wat hulle Christus noem, of Jesus, Barabbas, seun van die Vader. Nou, die Romeine het hulle taal gemeng, so vir hom was dit 'n no-brainer. Die keuse was vir hom duidelik. Jesus, wat hulle Christus noem, het niks verkeerd gedoen nie. Hulle kan nie 'n misdaad teen hom bewys nie. Inteendeel, hy het net genesing en waarheid gebring. Hy's 'n regverdige man. Barabbas, aan die ander kant, het bloed op sy hande. Maar die skare skree,
gee vir ons Barabbas. En op vir Pilatus se vraag wat hulle met Jesus moet doen, sê hulle, kruisig hom. Hy het seker ook sy oë gerol en gesê, nie salf te smeer aan hierdie mense nie. Hoekom? Want dit was 'n onlogiese keuse. Ons kan nie die keuse verstaan nie, hoe kon hulle dit uitoefen? Maar die punt is, sonde is onlogies. Sonde verblind. Let op hulle dubbelstandaarde. Hulle breek hulle eie wet. Hulle eie wet het 'n regverdige verhoor vereis, maar hulle gee dit nie vir Jesus Christus nie. Inteendeel, hulle wend hulle self na die Romeinse wet en na die Romeinse stelsel, wat hulle eintlik verwerp het en teëgestaan het. So, daar kom al hierdie dubbelsinnighede en hulle werk met 'n gesplete tong. Maar dieper as dit, dieper as die interpretasie van wie se wet hulle toepas en wat hulle verwerp en nie verwerp en aanvaar wanneer hulle dit pas nie, was daar fout in hulle harte gewees. Jy sien, hulle het die duisternis bo die lig lief gehad. Johannes 3 vers 19 vers 20. Hulle wou nie hê Jesus moes oor hulle heers nie. Lukas 19 vers 14. Hulle was jaloers. Hulle was bang dat Jesus hulle invloed ondermyn. Matteus 27 vers 18. En daarom het hulle haat na moord gelei. Deur Barabbas te kies het hulle die leidsman van die lewe doodgemaak. Hulle het die grootste geskenk van die hemel verwerp. Johannes 1 vers 11 en 3 vers 16. En die toekoms van hulle volk vernietig. Matteus 23 vers 38. Hulle het inderdaad 'n misdadiger bo die vredevors gekies. In die 5de volume van die Bybelkommentaar, bladsy 1105, skryf Ellen White vir ons, toe Jesus op aarde was, het Satan die mense gelei om die seun van God te verwerp en om Barabbas te kies, wat in karakter Satan verteenwoordig het, die God van hierdie wêreld. Die Here Jesus Christus het gekom om die Satan se onregmatige toeëiening van mag en die koninkryk van die wêreld aan te veg. Die konflik is nog nie verby nie, skryf sy. En soos ons nader aan die einde van die tyd beweeg, raak die stryd al hoe hewiger. Soos die wederkoms van ons Here Jesus Christus nader word, sataniese magte van onder af in beweging gebring. Satan sal nie net as 'n mens verskyn nie, maar hy sal homself voordoen as Jesus Christus. En die wêreld wat die waarheid verwerp het, sal hom ontvang as die Here van die Here en Koning van konings. Hy sal sy mag uitoefen en op die menslike verbeelding inwerk. Hy sal beide die verstand en die liggame van mense korrup maak en deur die kinders van ongehoorsaamheid werk, bekoorlik en betowerend soos 'n slang. Wat 'n toneel sal die wêreld wees vir die hemelwesens, wat 'n gesig vir God, die skepper van die wêreld, om te aanskou. Jy sien, oor die hele wêreld heen is daar net een keuse. Tussen God en Satan. Tussen Christus en Barabbas. Ons weet inderdaad nie altyd wat ons doen nie, en so tree ons Here telkens in vir die wat hom aan sy vyande uitlewer. Maar elke keer wanneer 'n keuse aan ons gegee word, en ons het selfs maar net 'n vrees dat ons iets verkeerd kies, iets wat ons doen wat ons vermoed verkeerd of slegter is, of iets opsetlik sê wat ons beter weet, maar eerder ongesê moes gebly het. Wat doen ons dan anders as om Barabbas te kies? Ons moet in alles hierdie keuse maak. In elke situasie is daar 'n beter en 'n slegter opsie, 'n goeie en 'n bose keuse vir ons. As ons die goeie kies, kies ons vir God. Hy alleen is goed en is in alle dinge goed. As ons die bose kies, kies ons in werklik die bose een. Daar's grade van keuse en net soos daar grade en stappe in die verwerping van die Here was.
Tog het elke stap tot die volgende gelei. Elke stap verhard die volgende. Daar's 'n heidense spreekwoord wat sê, niemand het ooit in een oomblik heeltemal verdorwe geword nie. Dit is stappe. Daar's geen veiligheid teen om die ergste keuse van almal te maak nie, behalwe in 'n vaste, bewuste voorneme om alles die beste keuse te maak. Maar dit is nie meer moontlik nie. Hulle sê mense wat hulle self met vonke omring, kan nie self die brand blus nie. Hulle wat die eerste slegte keuse maak, word dikwels meegesleer of hulle wil of nie. Die een keuse word herhaaldelik gemaak. Die paaie skei aanvanklik slegs effens, maar ongemerk raak die afstand tussen hulle al hoe groter, totdat hulle eindig by die eindbestemming van ons keuses. Elke daad van 'n keuse is 'n stap na een van die twee. Of ons beweeg dieper in die noupad in, of ons beweeg daarvan weg. Ons is, deur God se genade, besig om die bande vas te maak of los te maak. Sien daarom moet ons besef dat Paulus se vraag is vandag nog net so geldig vandag. Ek het nou gesê Paulus se vraag vandag. Paulus se vraag toe is nog net so geldig vandag. Jesus het mos gekom vir elke mens. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê vir ons, hy het vir elkeen gesterf. Miskien dink ons, ons is daarom maar gelukkig, ons is 'n bietjie verlig, want ons hoef nie soos Pilatus daardie verskriklike besluit te maak nie. Sien, hy het 'n beperkte kennis gehad. Hy het nie al die feite gehad wat ons vandag gehad het nie. Ons is daarin beter toegerus, maar dit beteken dat dit is veel meer aangrypend vir ons as vir Pilatus. Want ons moet daai vraag beantwoord met die volle kennis van wie Jesus was en is. En ons moet dit beantwoord verlig deur die lig van die eeue wat op daardie goddelike aangesig skyn. Solank Christus gewild is, solank dit maklik en vreugdevol is om hom te volg saam met 'n blye, gelukkige menigte, is daar geen twyfel of moeite oor wat ons met Christus sal doen nie. Ons sal hom gewillig volg. Maar broers en susters, daar kom verskriklike oomblikke in elkeen van ons se lewe, wanneer Christus voor jou siel staan en pleit. 'n Druisende dol menigte van begeertes, vooroordele, sondes en selfverheptheid maak 'n moorddadige geraas en eis dat ons hom moet prysgee. Dat ons eerder 'n ander gewilde afgod moet kies. En dis hoekom, dankie Rohan vir jou voorprogram, en dit so mooi hierby aangesluit. En elkeen van ons moet dan die vraag beantwoord, wat sal ek dan doen met Jesus? Twee dinge beïnvloed ons in hierdie besluit. Die eerste ene is jou waardering wat hy vir jou gedoen het. Galasiërs 2 vers 20 sê, die Seun van God het my lief gehad en homself vir my oorgegee. Maar aan die ander kant het ons 'n verbintenis aan sonde. Johannes 3 vers 19 sê, mense het die duister liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Josua sê, kies. Jy kan nie twee here dien nie. Kies. En tot watter mate hierdie gewig gaan dra, gaan bepaal hoe ons daai besluit gaan uitoefen. As ons na Pilatus se vraag kyk van 'n ander oogpunt af, dan kan ons sê, die vraag, wat doen ek met Jesus, kan jou help om versoeking te weerstaan. Want, as jy besef dat wanneer jy toegee, kruisig jy hom weer, en maak hom weer tot skande. Hebreërs 6 vers 6 vir ons sê. Wanneer sonde jou versoek om kompromie te maak, kan jy onthou, jy kan nie twee here dien nie. En wanneer jy God se woord ignoreer, verwerp jy Christus self.
Elke besluit wat jy neem, wys wat jy met Jesus doen. So, voordat jy besluit, oorweeg bietjie hierdie paar dinge wat ek nou genoem. Die eerste een is die vraag, wat sal jy met jou sondes doen sonder Jesus? In Johannes 9 vers 41 antwoord Jesus die Fariseërs en hy sê, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle sonde. Nie al die sonde uit. Sonder Christus bly jy skuldig. So wat verloor jy as jy hom verwerp? Johannes 5 vers 40, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Dis die woorde van Jesus self, 'n hartseer beskrywing van mense se onwilligheid om na hom toe te kom, al is hy die bron van die ware lewe. Dit dra 'n ernstige, amper smeekende toon. Die lewe is beskikbaar, maar die keuse om dit te ontvang lê by elkeen van ons. Onthou, om nie te kies nie, is ook 'n keuse. En om uit te stel, is gevaarlik. Pilatus het sy hande gewas, maar hy kon nie sy gewete was nie. Hy vra, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Die skare antwoord, laat hom gekruisig word. Wat sal ons met Jesus doen? Wat sal u met Jesus doen? 'n Antwoord op hierdie vraag moet gegee word. Dit kan nie ontduik word nie, jy moet dit beantwoord. Jesus Christus word aan jou aangebied as die weg tot verlossing, en jy is vry om te aanvaar of te verwerp, maar jy moet een van hierdie twee dinge doen. Wat sal ons met Jesus doen? Dit is die groot vraag van ons tyd. En dis 'n persoonlike vraag. Kom ons kyk na van die antwoorde wat mense op hierdie vraag gee. Sommiges antwoord dat deur hulle self in regstreekse oppositie met Sommiges antwoord dit deur hulle self in regstreekse oppositie met Christus te plaas. Hulle gee sommer 'n openlike negatiewe antwoord en ontken sy godheid, sy evangelie en sy aansprake. In die Bybelkommentaar 5de volume, bladsy 1106, lees ons dat die vorm wat Satan in Eden aangeneem het, toe hy ons eerste ouers verlei het tot oortreding, was van so 'n aard dat dit die verstand verwar en mislei het. Op dieselfde subtiele wyse sal hy werk na mate ons aan die einde van die aardige geskiedenis nader. Al sy misleidende mag sal op ons mense aangewend word om sy werk van misleiding in die mensdom te voltooi. Sy werke sal so bedrieglik wees, dat mense sal optree soos in die dae van Christus en wanneer gevra word, wie wil julle hê moet ek loslaat, Jesus of Barabbas, sal byna algemene uitroep wees, Barabbas, Barabbas. En wanneer die vraag weer gestel word, wat moet ek dan doen met hom wat julle die koning van die Jode noem, sal die antwoord weer wees, kruisig hom. Ander gee 'n antwoord wat meer respekvol klink. Hulle sê waarskynlik is sy aansprake regverdig, maar om met hom geassosieer te word, sal van ons vereis om afstand te doen van vriende en gewoontes wat ons liefhet, ons sal maar sonder hom klaarkom. Nog ander gee 'n oënskynlike indrukwekkende antwoord, maar dink dat hulle nie te nou met hom hoef te wees nie. Sommige erken sy aansprake, maar stel hulle besluit uit. En ander aanvaar hom as hul gids en verlosser, onvoorwaardelik, en gee hulle self 100% oor aan hom. Wat sê jy? Gaan jy hom verwerp? Gaan jy uitstel? Of gaan jy hom as die Here aanvaar en hom volg?
daardie skets wat ek gelees het, daardie beskrywing van die prent van Christus voor Pilatus. Daar's een paragraafie wat ek gelos het tot nou toe en dit sê: soos ons na hierdie twee kyk, dis Pilatus en Christus, begin ons ontdek dat dit nie soseer Christus was wat voor Pilatus gestaan het nie, maar Pilatus wat voor Christus gestaan het. Dit was sy beproewing, dit was sy toets, syne helaas. Syne was ook die vernedering, en op daardie komende dag, wanneer die rolle omgeruil sal word, wanneer Christus op die regterstoel sit en Pilatus voor die hof verskyn, sal daar steeds daardie diep selfveroordeling wees wat die skilder op sy gelaat vasgevang het. Die vraag is, wat gaan u met Jesus doen? Jesus staan vandag voor jou, liefdevol, onskuldig en bereid om jou te red. Wat gaan jy met Jesus doen? Amen. Kom ons sluit die oë.